Welkom terug by die groot ontbyt en ons gesels nou 'n bietjie oor skole, ongelykhede in skole en hoe ons dit kan aanspreek. Ons gesels vanoggend met Dr. Elmien Klaasen. Nou sy is van Tuks Departement van Maatskaplike Werk en Kriminologie. Goeiemôre dok. Baie goeiemôre. Dit is so lekker weer vanoggend hier te hê. Ek begin met wat interessant was vir my en toe ons die inligting gelees het. Dit sê 65% van jong leerders in Suid-Afrika haal nie hulle ontwikkelingsmylpale nie. Hoekom nie? Ja. Baie interessant. So ek is 'n maatskaplike werker, so ek is nie net in onderwys nie, maar wat ons sien is dat kinders eintlik baie agterstande het weens wanvoeding, weens min stimulasie, maar dan ook eintlik die gebrek aan tegnologie, gebrek aan toegang tot tegnologie, veral in landelike gebiede. En ons sien dit as maatskaplike werkers eintlik later eers, wanneer die kinders skool toe kom. En dit gebeur te laat dat ons eintlik die agterstand dan optel. So dit moet op 'n vroeë ouderdom voorskool al opgevang word. Ja, dis interessant, die verslag se naam is Thrive by 5 en dat mens teen 5 al 'n vorm van digitale geletterdheid moet hê. Nou dadelik is my doringkies uit want ek soos nee, my kind moet nie te veel TV kyk nie, maar digitale geletterdheid is seker iets anders. Wat se tipe geletterdheid of mylpale moet hulle teen 5 al kan hê? Dis baie interessant wat jy sê, want baie mense sê jy kan nie vir 'n 5-jarige 'n skerm gee nie. Nou interessant, die slim mense sê digitale geletterdheid het niks met 'n skerm en om YouTube video's te kyk te doen nie. Dit het eintlik te doen met 'n breinpatroon. Dit het eintlik te doen dat 'n breinpatroon gevorm word om patrone te kan herken, om algoritmes te kan herken. En al daai vaardighede gee jou eintlik die vaardigheid om later kodering te kan doen en om in robotika te kan werk. So die brein moet daai patrone leer vorm en jy kan dit doen deur spel. Jy doen dit nie deur 'n toestel nie. Jy doen dit deur spel. So die antwoord wat ons baie keer sien waar hulle gaan, okay, ons gaan laai 'n klomp tablette af by 'n skool, daar's die tablets verstaan en dan verdwyn die tablets in geval en dan sien ons ook so agterstand, ons kan nie die tablets nou meer gebruik nie. Dis nie nodig nie. Glad nie. En so my uitroep is eintlik nie asseblief moenie 'n klomp tablette net gaan aflaai by skole nie. Ons moet onderwysers wat die helde van ons gemeenskap is, glo ek, ons moet hulle bemagtig om kinders deur spel te leer. En jy kan 'n klein voorskoolse kind op 'n hindernisbaan leer om opdragte te kan uitvoer, gaan links met 'n maatjie, stap vorentoe, stap terug, stap dit en dit verduidelik algoritmes en patrone vir 'n kind om eintlik te leer, weet jy wat, as ek dit kan doen, dan begin die brein leer van algoritmes en dit begin by dit. Jo, wat kan ek by die huis met my kinders doen om hierdie digitale geletterdheid met hulle te doen as ek nou nie noodwendig 'n hindernisbaan van formaat op my grasperk het nie? Baie interessant. Iemand het eintlik gesê, een manier, 'n voorskoolse spesialis het gesê, een manier is om krale te vat. En dan vir 'n kind te leer om met krale patrone te kan vorm. So daai ou manier van toutjies in jou rygkrale, 2 rooi, 2 geel, 1 blou, volgens 'n patroon op 'n papiertjie, dan leer jy eintlik 'n kind die patrone self te kan dupliseer. Maklike manier, eenvoudig, sonder 'n toestel, leer jy eintlik die brein om dan sekere goed te kan doen. En as ons dit voorskool kan doen, kan 'n kind later, wanneer hy begin met robotika en kodering en alles by die skole wat ons departement van onderwys ook doen, gaan sy brein gereed wees. Daai breinspiere is dan eintlik klaar ontwikkel. Op 'n maklike manier. Jy het vroeër genoem nie daai agterstand as hulle na skool kom, dan sien mens klaar die agterstand. Hoe moeilik of maklik is dit om daai agterstand op te maak? As ons nou klaar kyk, verstaan die kind met die agterstand, hoe kom hulle op, hoe daai catch-up tot waar die res van die kinders is dit moontlik? Kyk, om agterstande in te haal, ek is 'n optimis, so ek sal altyd vir jou sê dis moontlik, maar ek dink dit kom net met baie meer moeite en ons uitdaging is, ons skole het nie noodwendig al daai hulpbronne om die agterstande op te vang nie. So
as 'n kind dan in 'n skool kom waar dit groot klaskamer is met een onderwyseres met baie kinders in 'n klas, gaan die agterstand baie moeiliker wees om op te vang. So jy moet dan kleiner klassies hê, baie meer hulpbronne. So my uitroep is eintlik kom ons begin by voorskool. Kom ons begin in die sandpit op die speelgrond van voorskoolse kinders dat ons nie by daai agterstand hoef uit te kom nie. En dit is moeilik om op te vang, maar dit vat baie meer om dit op te vang. So ons moet eintlik ons belegging maak in die voorskoolse kind en nie wag tot hulle agterstande gebeur nie. Nou die grootste uitdaging vir ons optimiste is die feit dat meeste van hierdie 65% van kleuters wat nie hulle mylpale behaal teen 5 nie, is op die platteland en op plekke wat nie so bereikbaar is nie en die World Day of Social Justice mooi tema is Empowering Inclusion, Bridging Gaps for Social Justice. Maar hoe doen ons dit? Waar begin ons in Suid-Afrika om daai skole te help wat so min het? Ja, dis 'n baie goeie vraag, want ek dink dit is presies die uitdaging dat ons by die landelike skole moet begin en ons moet eintlik begin om ons onderwysers te bemagtig. Onderwysers in die landelike gebied, hulle is die helde en hulle is die wat met die kinders werk. So wat ek voorstaan is om te sê ons moet programme hê wat daai onderwysers sterk maak, wat hulle die vaardighede leer. En onthou daai vaardighede is nie noodwendig wat 'n onderwyser sou geleer het met sy opleiding nie. Want tegnologie het nou al bygekom. So daai voortdurende professionele ontwikkeling van ons onderwysers, dis waar ons moet begin. En ons kan deur eenvoudige goed soos klippies en kraletjies en letterlik op 'n stuk sand 'n prentjie teken wat 'n kind moet volg met sy maatjie. Dis basiese vaardighede wat ons eintlik vir ons onderwysers in die landelike gebiede kan leer. En dis hopelik wat die Universiteit van Pretoria probeer doen deur ons voorskoolse programme ook wat ons by opvoedkunde doen. So net bietjie ons aandag, ons fokus verskuif en ek wil sê terug aan na basics toe voordat ons wat ons kort eers daai basis voordat ons kan bou daarop. Absoluut. Dis is 'n boublokkie. Ja. As hy in die voorskoolse wêreld van 'n kind ingebou word, kan hy eintlik 'n wonderlike muur bou. Maar die hartseer is, ek dink ons matriekuitslae sê vir ons dat die boublokkies was nie daar nie en dit gaan terug sandpit toe en speelgrond toe. So die voorstaan wat ek het of die voorstaan wat ek het is ek staan vir speel, dat ons kinders weer moet speel. Maar ons kan hulle leer om op 'n sekere manier te speel om daai vaardighede te kan kry. Ja, dis wat ek ook nou wil sê, vir ouers ook daar buite moet ons die boodskap versprei dat kry jou kind weg van die skerm af, gaan buitentoe, los probleme op saam met jou kind as hulle beklei, kry hulle om saam te strategize daaroor, maak patrone soos jy sê, van om ook te dink oor die lewe en om vrae te vra, bou ook patrone en breinpaadjies, Absoluut, absoluut. Die logiese denke van 'n kind begin eintlik voorskool en ons as ouers moet soos jy sê asseblief die fone en die TV en die skerms weghou van 'n kind en regtig 'n kind help om te speel. Hulle moet lekker speel. Dr. Almien, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie. Dit is dan Dr. Almien Klaasen. Sy is van Tuks Departement van Maatskaplike Werk en Kriminologie en so kan ons elke kind se lewe verander. Bly geskakel net hierna. Is dit tyd vir jou nuus?